Wie het gekom met 'n verwagting vanmôre? Ek het gekom, André, is 'n voorreg. Ek het 'n klein en simpel woord, ons was Dinsdag in Pretoria, en Dr. Weideman het 'n woord gebring, en terwyl hy die woord bring, slaan dit my oor my vingers. Want ek het besef, ek is daai skuldige prediker. En jy gaan vanmôre luister dat, hoe skuldig is jy in leierskap? Is daar enige iemand wat hier sit, ek praat nie van 'n kerkposisie of 'n werksposisie nie, ek wil vra vanmôre, is daar enige leiers in hierdie kerk vanmôre? Ek het jou nou net daar gesien as jy weg. Enige leiers in die kerk, is daar enige iemand wat 'n leier is? Ons is by die verkeerde kerk. Is daar enige iemand in hierdie kerk wat 'n leier is, wat deur God geroep is om 'n kind van God te wees? Steek op jou hand. Is daar enige iemand in hierdie kerk wat as 'n leier geroep is, as 'n kind van God? Steek op jou hand. Okay, dan is hierdie boodskap vir jou. Hoekom moet ek eers op jou skree? Ek skree nie. Vir julle wat nuut is as besoek, pastoor skree nie, ek raak net excited, Frans, haal diep asem, ons het dit. Prys die Here. Ek skree nie, ek raak opgewonde, en ek is lief vir die Here, amen. Nou sê vir een langs jou, sê Pienat, hierdie is revival tyd. Hierdie moet lewendig wees. Sê vir een langs jou, sê God is nie 'n dooie God nie. God lewe. Sê vir een aan die ander kant, sê as iemand vir jou sê, ons mag nie dans in die kerkie, moet hulle asseblief die woord van God gaan bestudeer. Want die Here sê, hy is 'n God van vrolikheid. En ons sal huppel en ons dans vir die Here. Hoekom is julle stil in die kerk? Ons sal hande klap en ons hande ophef, want ons gaan die Here se naam loof en prys. Amen. God soek 'n lewendige kerk. God soek nie 'n dooie kerk nie. Het jy geweet 'n kerk wat dood is beteken jy is dood? Jy is die kerk. Jy moet lewendig wees vir die Here. Hierdie is net 'n gebou van samekoms. Jy gaan sien in Eksodus 33 kom die woord van die Here en hy sê Moses noem dit die tent van samekoms. Hierdie is 'n tent van samekoms vanmôre in die huis van die Here. Kan ons net gou op ons voete staan, almal saam, en dan skree jy hard uit jou longe uit, prys die Here, kom aan. Nog 'n keer. Kom ons gee 'n lekker 1 minuut lank applaus vir die Here Jesus. Kom aan, sê halleluja. Prys die Here. 'n harder handeklap, kom aan. 'n harder handeklap vir die koning van die konings en die God van die gode, Jesus Christus, die seun van Dawid. Halleluja. Gee 'n lekker applaus vir die Here. Prys die Here. Nou is julle wakker, nou kan julle sit, nou kan ek verder skree of preek. Prys die Here. Ek is lief vir julle. Sê pastoor, ons is lief vir jou. Kan iemand dit effe? Okay, dankie. Nou is ons klaar gespeel, nou gaan ons kerk hou. Halleluja. My boodskap vanmôre is ernstig. Jou leierskap en teenwoordigheid. Die een prediker, Dr. Weideman, sê iets mooi. Hy sê, daar was 'n dood in die familie. En hierdie het my bygebly. Dis wat ek doen. Dis wat ek doen. Maar ek het nooit besef die impak wat jou teenwoordigheid werklik vir iemand kan beteken nie. So ek wil hê jy moet vandag neerskrywe waaraan is jy skuldig en wat is jou tekortkominge. Wanneer mense mekaar nodig het, is jou teenwoordigheid vir God so belangrik om iemand wat op 'n vloer lê en voel, hulle is in daai sak en as situasie, moet jy daar wees vir daardie persoon. Sean, en jy het in my gedagte opgekom. Because ek het iets gaan leer, ek moes dit hoor dalk. So ek wil hê jy moet vanmôre kyk vir iemand nou langs aan jou, voor jy gaan leer, gaan jy klaar vergifnis vra. Sê vir een langs jou, sê ek is jammer vir die kere wat ek dalk nie daar was nie. Maar vandag wil ek leer om daar te wees.
Die boodskap vir elke gesin en die kerk van vandag. Die bediening van teenwoordigheid en leierskap. Wat is die vereiste van 'n leier in 'n kerk of 'n leier, genoem 'n kind van God, by jou werk, in jou eie huis? My vrou sit hier, sy sal vandag sê ek is skuldig. In jou eie huis, onder jou kinders, onder jou vriendekringe, of onder jou familielede. Kyk hier, ons loop ons met soveel kwaad teen mekaar, ons wil nie vir mekaar daar wees nie. Dis nie hoe dit werk nie. So vanmôre gaan pastoor vir julle iets vra, vat alle kwaad wat in jou is teen iemand daar buite of in die kerk, sit dit vandag agter jou, want jou teenwoordigheid wat God jou geroep het om vol te staan in jou skoene, gaan of vir jou tel of teen jou tel. En ek wil jy moet baie mooi luister wat ek gaan sê vanmôre. En dan punt nommer 2 is, hoe betrokke is jy in ander se lewe? Nou Karleen is die naweek by die huis, ek is so bly, sê hallo vir hulle Lientjie. My universiteitskind. Ek het gestres dat sy moes huis toe ry, sy het my verbaas. Sy is mos nou groot. Sy het my verbaas. Ek het gedink ek moet halfpad ry nou gaan kry en seker maak my kind is okay. En haar ma sê vir my, jy het haar goed groot gemaak, jy het haar geleer, jy moet weet, maar dis die probleem, haar pa het haar geleer. Okay, so ons doen maar wille goed. Maar okay, en dan besef ek gister, ek is baie besig en ek is besig in hierdie woord en al die goed. En wat my tref van Wilmarie is, sy is altyd teenwoordig. Sy is altyd teenwoordig. Sy is teenwoordig in die huis, sy is teenwoordig in die kinders, sy is teenwoordig in alles wat sy kan vir wie sy liefhet. En hierdie, ek hoor altyd net hulle stemme, en hierdie is wat my slaan is, hoe beskikbaar is jy? Dit gaan nie oor hoeveel jy doen of kan doen nie. Dit gaan meer oor of jy beskikbaar is om te kan doen of nie. So vanmôre wil ek afskop om te sê, verskonings moet nie ons woordeskat wees nie. Dit het my geslaan. Ek gaan dit sê hoekom. Daar was 'n tyd in my bediening wat ek so besig was dat ek het uitgebrand. Nou wil ek vanmôre vir die kerk kom sê, ek is jammer vir die kere wat ek so besig was. Excuse. Jan, jy is ons leier. Daarvoor is ek dankbaar. Soms was ek so besig, ek het my gesin geneglect. Elise het langs my gesit daar so. En ek het gesien sy het vir my so 3 kykie gegee. Hoe besig is jy? Dat jy mis alles wat mooi is. Daar's 'n tyd wat ek net wil kursusse hou vir die kerk en dinge hou en dinge aanbied en alles doen en ons het gejaag na goed toe om mense te impakteer. Maar ek het die belangrikheid van alles nooit besef nie. Less is more. Ons hou mekaar so besig dat ons raak besig met die dinge van die Here en nie die Here van die dinge nie. Kan ek vra vandag vir elke pappa en mamma in die kerk, hoeveel tyd bestee jy saam met jou gesin? As ek vandag my horlosie kan omdraai,
sal ek meer in die teenwoordigheid van my kinders wil sit en hoor wat het hulle vir my om te sê. Ek sien 'n verkleinste Andrei staan daar agter. Bring hom gou vir my iemand, bring hom my pa se net aan, Lientjie gaan haal hom gou vir my. Hy lyk nie soos sy pa nie, kan julle sê hy lyk soos ek. Hy lyk soos sy oom. Hallo Bushman, wat sê jy? Wat is my so? Sê mama. Hierdie week kom staan hy, voor ek gaan preek, ek wil iets met julle deel, hier is deel van my preek, ek nie geweet hy gaan nie wees nie. Hier is my aantekeninge. Hy kom staan in my kamerdeur, een oggend in die week, en laai papa of mamma hom af en vat ons om skool toe, want hulle is vroegoggendure uit. En hy kom staan in my deur, en hy het 'n attitude, Pieter, hierdie ouetjie het 'n attitude, hy is die Mac van die plek, hy het so sleg te kyk, as hy jou uitkyk, ek skop ook like, hy het snaaks, hy het 'n libbefout. Dis 'n fout. Maar dis wie hy is. Hy staan in my deur, en hy wys 'n vinger. Asof hy my iets wil sê. En Andreas nie vandag by die kerkie, sy is op pad om haar goedjies te pak en so lank aan te ry, dit moet nou Pretoria toe gaan, en sy trou binnekort. En ek sê vir Wilmarie, ek sê vir hulle, ek sê, weet julle wat gaan ons nou doen? Ek kan nie die horlosie terugdraai nie, maar ek gaan in dit wat God in my skoot plaas, gaan ek tyd gee. Ek wil vir hom 'n kamer in die huis maak, hy gaan net kuier by sy huis. So in my huis gaan daar 'n kamer wees met sy naam op, met 'n swart muur en klomp van daai kruit wat die juffrouens teen die bord skryf, hy gaan daar kan krap. En in die hoek gaan daar 'n klein motorfiets staan, hy sal hom by my huis ry, dat sy ma nie sien hoe hy val nie. En hy wil ook iets sê, maar nie nou nie. En ek gaan hom bederf met sy eerste RC-plein. Hy gaan leer vlieg. En ek wil in my lewe impakteer en 'n verskil maak in 'n jong kind se lewe, om hulle dalk dinge te spaar wat my nie gespaar was nie. Ek wil iets nuuts doen vir God se koninkryk. Nie meer 'n gewoonte nie, maar iets om te sê, God, you call me for a purpose and a reason. God het my geroep vir 'n rede op hierdie aarde, en ek wil vir jou sê wat jy sit vanmôre, God het jou vir 'n rede geroep. Ek hoop julle aardappels is nie in die oond en goed nie. Dit gaan nie oor hoeveel jy doen of kan doen nie, dit gaan meer oor of jy beskikbaar is om te doen. En ek was baie besig, baie kere as mense sê, pastoor, sê ek, maar ek is besig met dit, en dit is waar. Ons almal verstaan nie mekaar se skoene en mekaar se omstandighede nie. As jy net van in 'n kar klim en ry en 'n vliegtuig klim en vlieg nie, dit is nie hoe dit werk nie. Maar dit gaan vanmôre oor jou volwassenheid in Christus. Is hoe beskikbaar is jy vir jouself, vir God en vir ander om jou. So hier gebeur iets in Eksodus hoofstuk 33, jy hoef nie saam te blaai nie, maar jy kan my toets. So God spreek 'n bietjie met Moses en hy sê, luister, gaan en vat die hele volk wat uitgelei is uit Egipte land uit, asseblief trek met hulle na die beloofde land, die eed en die belofte wat ek aan Abraham gemaak het. Ek wil hê julle moet soek toe gaan met hulle. Sê bietjie hardnekkige volk, sê hardnekkige volk. Kom aan. En God sê, ek sal 'n engel vooruitstuur. Sê bietjie 'n engel vooruitstuur. So jy gaan sien wat gebeur in Eksodus. God het gesê, hy wil nie saam met hulle wees nie. Hulle het sulke versierseltjies wat hulle aangehaat het om hulle nekke en armpies en alles en hulle kuite en al hierdie goede. En wat gebeur? Die Here sê vir Moses, hy sê, laat hulle daai versiersels afhaal, want ek wil eers gaan goed nadink oor hierdie volk. En hier is wat gebeur. Ek sal 'n engel vooruitstuur om die Kanaaniete, die Amoriete, die Hetiete en al die ander volke almal voor julle te verdrywe. En die Bybel sê,
Ek sal julle stuur na 'n land van melk en honing. Sê bietjie melk en honing. Kom aan, werk saam, sê melk en honing. En die Bybel sê, ons sien die volgende van God. Hy sê, God noem die volk hardnekkige volk, dat hy in hulle midde nie sal wees wanneer hulle vertrek nie. Wie van julle sit hier, dan voel dit vir jou, God is net nie, jy ervaar net nie dat hy hier is nie. Gebeur dit met enige iemand in die kerk, voel dit vir jou, jy bid in die plafon, waar is die Here, ek hoor hom nie, ek voel hom nie, ek ervaar hom nie. Ek het vir julle laas geleer, ons werk nie met 'n gevoel nie, ons werk in geloof. Sê bietjie geloof. Jy werk nie in hoendervleis nie, jy werk in geloof. Sê geloof. Kan ons 'n amen in die huis van die Here kry? Sê bietjie amen. En die Bybel sê, die Here sê, ek wil nie in hulle midde wees nie, maar ek stuur 'n engel saam met julle vooruit. Kom aan ouens, luister mooi wat ek wil sê vanmôre. God het jou op jou lewenspad nog nooit alleen gelos nie. Jy het 'n engel, sê die woord van die Here. Daai engel is saam met jou. Hy wandel met die teenwoordigheid en die majesteit van God alomteenwoordig saam met jou. God het jou nog nooit op jou lewenspad alleen gelos nie. Hy het nie. Keer wat jy voel, Here het in my hand gelos. Hy het nie jou hand gelos nie. En hier gebeur iets wonderliks. Moses het 'n tent opgeslaan, ver van die laar af, sê Eksodus 33. En daardie tent het hy genoem, die tent van samekoms. Met ander woorde, almal wat met die Here wou kommunikeer of praat, het na hierdie tent toe gegaan, want hulle het God se aangesig gesoek. Dis soos wat ons nou doen. Dis al van die Ou Testament af, was dit 'n opdrag van die Here, dat daar 'n tent van samekoms moet wees. En dan leer die woord van die Here my, dat daar was 'n wolkkolom wat gestaan het by die ingang van hierdie tent. En wanneer die wolkkolom gesak het by hierdie tent, moes die mense in hulle tente opgestaan het. Die Bybel sê hulle het opgestaan en by die ingang van elkeen se tent gaan neerbuig, omdat die teenwoordigheid van God neergesak het in hulle midde. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee? En hier is wat gebeur. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek, sê Eksodus 33. En as jy in Johannes 15 lees, sê die Here, hy noem my sy vriend. Ek kan aangesig tot aangesig met die Here praat in die geestesdimensie. Hy sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, ek is die deur. Kan ons net sê, prys die Here asseblief. Jy wat hier sit vanmôre, in jou binnekamer, gaan bid jy aangesig tot aangesig met God. Hier is iets wat gebeur. Moses sê, Here, U stuur my wel om hierdie volk nou te lei na melk en honing land, maar U het nog nooit vir my gesê, wie gaan U saam met my stuur nie. Kom aan, is daar iemand in hierdie huis vanmôre? Wie van julle, dan gee die Here vir jou 'n opdrag, en gaan hy vir jou sê, ek wil hê, jy moet daarheen gaan. Kyk hierso, ek voel ek moet sê vanmôre, baie keer, almal wil gaan. Dis nie hoe dit werk nie. Hoor by God wie moet gaan. Dan sê jy, Here, U wil my stuur, waartoe ek moet gaan. Sê U vir my, wie gaan saam met my gaan, want God stuur sekere mense vir sekere opdragte en sekere spesifikasies. Ek wil hê jy moet iets leer vanmôre, sê bietjie sekere mense. Nie almal nie. So hier kom Moses en hy sê, Here, sê vir my, U het nog nie vir my gesê nie, wie gaan U saam met my stuur? Wie van julle wil iets gaan doen vir die Here, maar jy weet dit nie lekker wie gaan saam nie. En dan dan kies jy nou en dan is dit 'n groot bolsap. Want jy wil almal se harte gelukkig hou. Kan ek vir die kerk sê vanmôre, jy hou niemand se hart, ek gaan niemand se hart gelukkig hou nie, ek gaan God se hart gelukkig hou. Ek gaan God gehoorsaam wees. Ek gaan God se stem luister. Onthou een ding, 'n bediening, jy het 'n bediening. En as jy in 'n huis is, het jy 'n bediening en jy het 'n huishouding, jy het 'n bediening. Dis jou opdrag van die Here om te vra, Here, wie gaan saam met my hierdie huis volg? En die antwoord moet wees, die Gees van die Here moet saam met jou wees om jou huis by die Here uit te kry.
En hier is wat gebeur. Hy sê, Here, ek ken u, of ekskuus, hy sê, Here, u stuur my wel, maar u het nog nie vir my gesê, wie u saam met my stuur nie. U sê, ek ken jou by die naam, jy het ook genade in my oë gevind. Here, ek vind dan genade in u oë, maar tog u wee, maak tog u wee vir my bekend. Wie van julle soek die wee van die Here in jou lewe bekend? Kom aan. Jy gaan van vandag af sy wee soek. Ek sê vanmôre vir die mense in die bidkamer, ons het 'n probleem waar ons geplant is. Daar gaan 'n tyd kom wat die Here vir my gaan sê is om te beweeg. En ek sal hom gehoorsaam. Vir niemand anders nie. Vir hom. Maar dan gaan daar 'n tyd kom wat die Here sê, soos nou, ek het jou geplant, jy is hier geplant om nou die verskil te maak. Jesus het nie die keuse gehad nie. Die Gees van die Vader het hom dan gelei in die woestyn. Hy kon nie net omdraai en sê, Here, ek wil nie woestyn toe gaan nie. En God sit jou in 'n woestyn en jy weet nie hoekom jy in daardie woestyn is nie. Kan ek vir iemand iets sê? Ek is 'n woestyn vir baie. Jy is 'n woestyn vir baie mense. Johnny, jy's 'n woestyn vir baie mense. Julle is 'n woestyn vir almal wat hier sit is vir iemand 'n woestyn. Jy het iemand in jou lewe wat 'n woestyn vir jou is. God lei mense op jou lewenspad en jy verstaan nie hoekom nie. Dit voel vir jou soos 'n woestyn. Dit voel of die son jou brand en dan kom net die water uit daai woestyn uit op nie. Is daar mense wat dit deur gaan steek op jou hand dat 'n bietjie sien of ek normaal is asseblief? Dit gebeur met my. En dan kom die Here in die oomblik van daai woestyn en daar kom 'n spruitjie water wat opspuit. En God stort weer sy nuwe lewende water. Hy gee jou weer hoop om van te drink. Dit lyk vir jou soos 'n dor land. Maar die Here het nog nooit 'n dor land laat staan nie. Uit 'n dor land het hy die mooiste land gemaak van melk en honing. Hoor gou wat ek vir jou wil sê. God wil iemand in hierdie kerk lei na 'n land van melk en honing. Hy wil gesinne lei na 'n melk van honing. Maar jy moet bereid wees om te sê, Here, louter my. Here, gebruik my. Baie van ons wil gebruik word, maar ons klaar. Ons is nou hier. Ons klaar. Klink dit hard? Klink dit hard? Klink dit hard? Dis God se woord. Ek praat van elke aspek van jou lewe. Moses sê, as u nie self dan saamgaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Maak jou Bybel oop. Eksodus 33 vers 15 tot 17 asseblief. Eksodus 33 vers 15 tot 17. En toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie, want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het? Ek en u volk, is dit nie daaraan dat u met ons saamtrek nie, so sal ons, ek en u volk, toe sê in vers 17, toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. So Moses vra, Here, laat my net u heerlikheid sien. Wie van julle wil God se heerlikheid sien? So hier is wat moet gebeur is. Wees gehoorsaam aan God. Daar's 'n rede hoekom jy 'n woestynpad eers stap. As iemand vir jou sê jy gee jou hart vir die Here en dit gaan maklik en beter gaan vorentoe, hulle jok vir jou. Al wat gaan beter gaan vorentoe is ek het die lewe van God in my. Ek het sy krag, sy mag, sy geregtigheid, ek het die lewe. Daar is krag, wonderbare krag, en die dierbare bloed van, want as jy gaan stry, jy krag nodig. Jy het die Heilige Gees nodig. Sonder die Here kan jy nie stry nie. Ek is tot alles in staat, Filippense. Ek is tot alles, deur Jesus Christus, wat my die krag gee. Kinders wat nie kinders van God is nie, het nie die gawes wat jy het nie. Hulle gaan stry, hulle gaan veg en alles gaan leeg wees en uit mekaar uitval. Maar by God is dit soos 'n stukkie glue wat aan mekaar vasplak. Kan ek vir iemand sê, 'n 3-dubbele tou kan niemand breek nie. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee?
God sê, Moses, my majesteit sal jou verbygaan. Ek sal jou genadig wees vir wie ek genadig wil wees. Ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Oor wie gaan God hom ontferm? Oor die wat ontferming wil hê deur genoem te word 'n kind van God. En dan kom die Bybel en hy sê, God sê vir Moses, my aangesig sal jy nie sien nie. Luister mooi, God sê vir hom, geen mens sal bly leef as hulle my aangesig sien nie. God maak dit aan Moses duidelik, hy sê, as ek verbygaan, Moses, sal jy my net van agter af sien. Wat probeer ek vir jou sê vanmôre? God is met ons al die dae van ons lewe. Jy is nie alleen nie. Die feit dat jy 'n engel by jou het, is deel van die krag van God wat by jou manifesteer. Dis nie die engel wat die werk doen nie, dis God wat dit doen. Matteus 28:20 sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. God sê vir Josua 1:5, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie, soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. En dan sê hy, ek sal jou nie begewe nie, en ek sal jou nie verlaat nie. Jy kan hier sit vanmôre, en jy kan deur trials en temptations gaan, jy kan deur versoekings gaan, iemand in hierdie kerk moet hoor vanmôre, God is met jou. Weet julle wat maak 'n mens negatief is? Realiteit, wanneer jy realiteit in die oë staar. Sê 'n bietjie realiteit. Dis realiteit wat vrees in jou sit. Moenie laat 'n realiteit, wat dit ook al is, vrees in jou binneste sit nie. Laat die gees van God die vrede bring. Kan ek vir iemand sê, die waarheid oorskry altyd die feite. God is waarheid, dis die feit. Ek wil dit weer sê, die waarheid oorskry feite. En die enigste feit wat ek kan gebruik is om te sê, God is waarheid. Maak dit sin wat ek sê? As dit nie sin maak nie, dan was jy seker nie in 'n tegniese skool nie. Ek spot sommer, hoor, moenie vir my so lelik kyk nie, kom nou. Markus 3 vers 14 sê, hy het 12 disippels aangestel, sodat hulle saam hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek. Wat beteken dit? Jesus was steeds saam teenwoordig met die wie hy aangestel het in leierskap. Elkeen wat hier sit, het 'n leierskap verantwoordelikheid. God is saam met jou. Sê gou vir een langs jou, sê Pinat, God is saam jou. Sê vir hy en sê, jy is nie alleen nie. Kyk vir een aan die ander kant. Sê vir hy en sê, daai ouetjie die waarheid gepraat. Ok, en as jy nou vir 'n vrou sê ouetjie, dan moet jy mooi dink. Jy moet sê, daai vroutjie het die waarheid gepraat, ok? En dan kom die woord van die Here in Lukas 24:15 en hy sê, en terwyl hulle praat en met mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Kan ek 'n vraag vra? Saam, hoeveel mense het jy al geloop? Ons is amper teen die einde van Februarie 2026. Saam met wie het jy al 'n pad gestap tot dusver? Ek praat nie nou van jou meisie en jou boyfriend nie. Ek praat van saam met wie stap jy, saam met wie bid jy? Saam met, hoekom is jy so besig dat jy te besig is? Dit het met my gebeur. Ek was so besig, ek het eintlik mense om my uitgeput. Praat ek waar? Net my musiekleier is eerlik, die ander wil niks sê nie. Praat ek waar? Kan ek hierdie vraag vra, Jesus was betrokke, hoe betrokke is jy? Hoekom besig wees, maar tog is jy afwesig?
Kan ons gou daai prentjie van my daar bo sit asseblief, Dani? Die eerste slideshow. Jy sit in 'n vergadering, jy's aanwesig, maar jy's eintlik afwesig. Jy's daar, maar jy's nie emosioneel daar nie. Jy's daar, maar jy's nie betrokke nie. Jy sien hulle, jy hoor 'n gebrabbel, maar jy luister nie. Jy hoor, maar jy luister nie as iemand praat nie. Kyk wat gebeur daar, kyk daarso. Arme ou praat grafieke, hy deel sy hart, kyk hoe lyk die ander mense. In 'n droomland. Uitgeput, uitgebrand. Wie van julle in hierdie kerk, moenie hand opsteek nie, voel vanmôre jy's uitgebrand, jy's uitgeput. Omstandighede dreineer jou. Daar sit mense hier binnekant vanmôre wat sê, pastoor, ek is gedreineer weens omstandighede. Situasies dreineer my. Rita, kan jy vir my kom speel daar asseblief? Jy's net die hele tyd besig met werk, kerk, sport, skole, sport, vergaderings. Jy is fisies betrokke met dinge, maar emosioneel is jou hart afwesig. Ouerskap is soos leierskap. Dit word gemeet vandag aan aktiwiteite, dis vandag se deel van die lewe. Jy word vandag as 'n goeie ouer gesit as jy by elke ding is. Jy word vandag as 'n goeie ouer gesien as jy net geld in die hand stop. Praat ek waar? Jy word vandag gesien as 'n goeie ouer as jy vir jou kind gee wat hy wil hê, net om die dikbek lang gesig en die suur lemoensap uit die wange uit te kry. Weet julle wat het kinders nodig? Jou aandag en jou tyd. Papa, waar's Linkie? Sy's nie hier nie. Sy skryf laasweek vir my, skies Linkie. Sy sê, Daddy, wat vir my ooit weer sal saak maak vorentoe is vra my oor my lewe, dat ek weet, Daddy stel altyd belang. Slat hy woorde my? Daddy is altyd besig net met die kerk en ander mense. Wat gaan hier aan? Is daar papas wat skuldig is in die kerk is vanmôre? Of 'n mamma? Dan wil ek jou vra vanmôre, hoe besig is jy? Met wat is jy besig om te verloor wat eintlik meer kosbaar is? Hoe besig is jy? Weet jy van iemand in die kerk, die pastoor kan nie almal gaan sien nie, hy's een mens, as 336 lidmate, hoe kom hy by 336 in 1 week? Mense verstaan dit nie. Hoe? Kan ek vra, waar is julle betrokkenheid met mekaar? Waar is julle betrokkenheid met mekaar? As jou buurvrou oorkant jou nodig het, is jy daar. Ek was 7 keer in die hospitaal, ek wil nie 'n klip gooi nie, ek wil die gemeente iets leer. 4 mense in 7 jaar het my in hierdie kerk in die hospitaal besoek. En ek was 7 of 9 keer in die hospitaal. 4 mense. Maar die pastoor is by al die mense om almal te besoek. Dit is net 'n vraag wat ek vra. Dit is net 'n vraag wat ek vir myself vra. Here, waar is die harte van mense? Ekskuus, ek gooi nie 'n klip nie, hoor. Asseblief nie. Asseblief nie. Hoor my hart, ek wil iets met jou deel vanmôre. Waar is jou betrokkenheid om 'n verskil te maak in iemand se lewe? Pastoor, jy is nie by my nie. Ek het nie geweet van jou situasie nie. As jy nie praat nie, gaan ek nie weet nie. Die pastoor kan nie ruik nie. Ek ruik net biltong en coke elke dag. Ek kan nie ruik
Elona het probleme nie, maar die Gees van God kan openbaar. Maar as hy nie vir my geopenbaar het van jou nie, moet jy my bel. WhatsApp my. Sê vir my, pastoor, bid saam met my. Pastoor, praat saam met my. Hier is iets wat gebeur. Jy wil jou mense lei, maar jy is nie emosioneel by hulle nie. Jy wil almal lei, maar jy's hier. Maar hier is jy nie hier nie. Maak dit sin? Ek gaan dit weer sê. Ons wil ons gesinne en almal reg help en lei. Jy is hier. Maar hier is nie hier nie. Dan kan jy nie lei nie. Want as jy met God tyd bestee, sal jy tyd hê om te lei. Hoor gou wat ek sê. As jy met God tyd bestee, gaan jy tyd hê om ander te lei. Al kan ek nie na jou toe deurry nie, kan ek my foon optel en ek kan jou lei. God het tegnologie gemaak vir 'n rede. Hier is die gevaar. Ek het hier ingesit predikers en leiers. Lei mense, maar ons is nie betrokke by mense nie. Dis gevaarlik. Ouers lei kinders, maar die ouers is nie betrokke met hulle eie gesinne nie. Wie van julle, moenie jou hand opsteek, miskien wens jy kan jou horlosie terugdraai. En jy kan nie. Jy moet dit wat God nou in jou skoot plaas, moet jy alles insit. Ek het vir Wilmarie nou gesê, ek het vir Andreas, ek sê, julle klas, ek gaan die beste oupa wees wat daar kan wees. Ek sal deurry onverwags. Ek sal my alles wil insit vir my huis. Jy wil mense lei. Hoe lyk jou huis? Is jou huis in orde om ander te kan lei? Kom ons begin daar. Ons wil die wêreld lei, maar ons huise is nie in orde nie. As jou huis in orde is, sê dit, ek het tyd saam met die Here, orde in my huis, en ek in my huis, ons sal die Here dien, ek en my huis, ons sal daar kan wees vir die wêreld buite. Leiers distansieer hulle self in plaas van om soos 'n herder, nou nie almal is herders nie. As iemand vir jou sê, pastore of predikers is nie herders nie, hulle jok vir jou. Hy moet 'n herder wees, staan in die woord van die Here. 'n Herder wees, man. Kom ek draai hierdie woordjie herder bietjie na die pappas toe. Pappa, jou skapies, gaan jy hulle beskerm? Daai skapies wat God in jou kraal gegee het, gaan jy hulle beskerm, mamma? Gaan jy soos 'n herder wees wat wag hou oor jou skapies? Of gaan jy hulle vir die wolwe gee? Gaan jy vir hulle beklei en opstaan, of gaan jy los dat die duiwel kom verwoes? Wat gaan jy doen met jou skape wat God in jou kraal gesit het? Leiers distansieer, pleks van 'n leier bly wees. Kom ek sê jou hoekom leiers distansieer, want hulle kry ook seer. Leiers kan ook seer kry. En seer distansieer jy dat jy voel jy wil nie meer iets doen of 'n pad stap nie, want dit is te seer. Ken julle dit? Ken julle dit? Enige iemand wat dit ken? Ken iemand dit? Kan ek vandag vir jou sê, almal kry seer, want almal het seer. En hierdie week toe sit ek, toe sê ek, Here, baie keer het ek maar moedeloos geword. Maar ek dink nie ek het ooit besef hoe seer is iemand anders se seer nie. Jy fokus so op jou eie seer, jy sien net nie die seer van die ander meer raak nie. En ek is daar in Pretoria en ek steek my hande op in die praise and worship en ek sê, Here, verander my seer en my hartseer in vreugde, sodat ek weer kan wees soos wat U gesê het ek moet kan wees. Wie van julle wil wees soos wat God wil hê jy moet wees? Kom ons steek op jou hand vanmôre. Wie is moeg vir hartseer? Wie is moeg vir seer? Ek ook wil, man. Almal van ons. Sy's eerlik. Sy's eerlik vanmôre. As iemand jou te nagekom het, wil jy hulle nie vergewe nie.
En daai persoon net 'n druk gaan gee en sê ek is lief vir jou. Weet jy wat 2 weke terug gebeur toe ek in die kerk was? Het julle daai 2 manne gesien en daai vrouens wat na mekaar toe gegaan het en reggemaak het, maar die res van die kerk het gesit. Niemand het gaan reggemaak nie. Dis scary. Ons noem dit trots. Wat sê die Here van 'n trots aard? Jy is besig. Iemand wat besig is, kan ek vir iemand iets sê, wanneer iemand besig is daar fout in sy lewe. Daar's fout. I've been there. Daar's fout. Iemand wat te besig is soekend na meer. Kan ek vir iemand sê, raak rustiger, want niks meer gaan jy vind in die lewe as Christus Jesus nie. Jy het Jesus nodig, meer as enigiets anders. Ek staan hier die laaste maand, ek weet nie hoekom kan ek nie by hierdie Bybelstudie uitkom nie, alles wat verkeerd gaan verkeerd met my op 'n Woensdag, kan nie. En laasweek Sondagmiddag sê die Here vir my in my binnekamer, en ek verander die woord, en hy sê vir my, jy maak my huis 'n huis van aanbidding. Gaan terug en maak 'n biduur sessie in die aand ook. Julle bid in die oggend en julle bid in die aand, maar my huis is 'n huis van gebed. Want daar wil ek sake verander en groter maak vir my koninkryk. Ons was Woensdag aand amper 40 mense hier binne. Kan ons hande klap vir die Here gee? Is ek reg as ek so sê? Amper, nee. Kan ek vir iemand die binnekant vra? Hoe lei jy ander as jy gebroken is hier binne? 'n glas wat gekraak is, sny lippe. Jy moet laat die Here daai stuk in die binnekant jou vanmôre heel maak voor jy hier uitstap, sodat jy ander kan lei daar buite. 'n blinde kan nie 'n blinde lei nie. 'n krepele kan nie 'n krepele lei nie. Maar 'n krepele kan 'n blinde lei. Jy dalk iets iewers tekort, iemand het iets anders tekort, maar ons kan mekaar help om te lei vir God se koninkryk. Waarmee is jy besig dat jy besig is? Leiers raak rustiger om betrokke met jou mense te raak. En ek het met myself hard gepraat hierdie week. Weet julle wat wys die Here my? Ek gaan alle aktiwiteite wat ons nou doen, nie doen nie. Ons gaan nie. Nie dat ek moet minder doen vir die kerk nie. Nee. Julle moet baie mooi hoor wat ek nou gaan sê. Ons is nie hier na 'n gejaag van wind nie. Ons is hier om te soek na God se koninkryk. Ons praat van herlewing wat weer om die draai is, wat gaan kom en wat hier is al klaar hier. Maar dan beteken dit ons gaan moet begin sy aangesig soek. Ek wil hierdie kerk 'n beroep doen om Woensdagoggende hier te wees by hierdie bid hier. Al kan ek nie elke Woensdag hier wees nie. Ek wil die kerk 'n oproep doen en vra, kom Woensdag aande. As jy wil hê iemand moet vir jou bid, gaan ek hierdie week mense identifiseer om te help om vir jou te kom bid. Wie wil hê God verander in my omstandighede? Steek op jou hand. Ek is amper klaar gepreek. Leiers, mense, ek praat van julle. Vat jou selfoon 'n bietjie en sit dit neer op die tafel. Antwoord wat belangrik is en wat tydversterend is, moenie antwoord nie. Die duiwel steel jou deur tegnologie ook. Dis 'n goeie ding wat gekom het. God weet hoekom dit daar is, maar die duiwel kan hom net so misbruik. Sit bietjie jou TV af en begin tyd saam met mekaar bestee. Mense soek jou emosionele teenwoordigheid. Jou hart moet daar wees. Luister as mense praat, daag op gereeld, nie net in krisis oomblikke nie. Daag op met 'n gehoor om te hoor. Lei mense deur te luister wat gesê word. Ek gaan afsluit. Skeduleer jou teenwoordigheid met die wie jy liefhet, nie net vir vergaderings daar buite nie. Jou huis sal in orde wees, dan gaan die wêreld buite in orde wees. Hoor gou wat pastoor sê. As elkeen van ons hier se huis in orde is, kan ons die wêreld in orde buite kry, want dit begin by elke individu van ons wat hier sit. Ek gaan weer sê, dit begin by jou. Ek kan nie verantwoordelik gehou word vir Michael se doen en late nie. Ek is verantwoordelik vir my eie.
Mense wil nie kerk toe gaan nie, want hulle het 'n probleem met 'n ander een. Dis nie jou probleem nie, haal jou fokus. Kyk wat doen die duiwel. God sit jou in die woestyn, maar ander vat jou fokus weg. Dan sê dit vir my, jy moet gaan regmaak met God, want jou fokus moenie van God af wees op jou woestyn nie. Jou fokus moet op die lewende waters wees, wat 'n nuwe spruitjie gaan opbring in jou. Sjoe. Doen minder dinge wat afleibaar is, maar wees beter leibaar daarin waar God jou voor geplaas het. Vra jou hierdie vraag af, is ek bereikbaar, is ek beskikbaar vir ander? Jou teenwoordigheid, nie almal kan net ry nie, kan jy iemand bel, Johan, kan jy WhatsApp? Kan jy voice note, kan jy iets doen? Kan jy, ek sien julle Messenger, Facebook Messengers, ek sien nou die dag daar mense, joh, is jy beskikbaar? Jou teenwoordigheid beteken nie altyd aktief betrokke nie, want jy is daar, maar jou kop is iewers elders. Mense word meer gevorm met jou teenwoordigheid as woorde. Dr. Weideman het iets moois gesê, hy sê, hy gaan sit by daai begrafnis, of hy's daar by die afsterwe, hy kom by die familie, en dit gebeur met ons, dit gebeur met my. Wat sê jy vir iemand wat iemand in die familie verloor het en op aan die dood? Wat sê jy? Jy kan niks sê nie. Want eendag gaan ek doodgaan, moet ook maar net niks sê nie, wees maar net daar vir my vrou en kinders. Jy hoef niks te sê nie, jy kan nie, wat woorde kan nie sê hoe jy voel saam met hulle nie. En die een vrou sê, hy sê, ek weet nie wat om vandag te sê nie, daai vrou en die kinders sê, pastoor, die feit dat jy hier teenwoordig is, beteken vir my meer as woorde. Kan ek vir jou iets sê wat hier sit? Jou teenwoordigheid skryf groter boekdele as woorde wat jy wil sê. Ek kan nie 300 keer agter jou aanhardloop en hoop jy gaan die Here wil dien nie. Ek gaan nie agter jou aanhardloop die hele tyd nie. Moenie van my verwag om agter iemand aan te hardloop, ek gaan nie. Jy moet die keuse maak om te sê ek wil die Here dien. Ek kan 10 keer na jou huis toe gaan, dit gaan my moeg maak. Dit gaan vir my nie kan, hoekom wil ek dit meer doen as jy nie wil nie? Dit gaan nie my help nie, dit baat my niks nie. In die eerste plek mors ek petrol, in die tweede plek mors ek my selfoontyd, want jy wil nie. Derde plek, ek gaan aanhou bel en jou motiveer. Ek probeer iets vir jou skep vanmôre. Jy moet kan sê, ek wil God dien. Ek wil na die Here toe gaan. Ek kan nie die vuur in jou aan die brand steek nie, net die Gees van God kan. Jy weet, as die kere wat mense sal sê, pastoor is te besig. Ek was in die verlede, ek is nie meer so besig nie, lank nie. Ek kom praat vandag van ondervinding wat met my gebeur het in my eie bediening. En ek het besef dat ek moet slow down in die lewe, want anders gaan ek nie kan maak wat ek moet maak nie. En hier is wat gebeur. Jy moet die besluit maak en sê, ek wil God dien. Die pastoor kan jou nie aan die brand sit. Die mense sal sê, pastoor, maar jy is so besig, en jy sê, nee, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Dis net 'n verskoning om nie die pastoor te sien nie, want hy gaan nog een keer in jou deur klop en vra, hoekom is jy nie by die huis van die Here nie? Wanneer gaan jy die Here dien? Jy moet 'n besluit maak om te sê, ek wil God dien. Kan ons 'n amen kry in hierdie huis vanmôre? Ek gaan regtig afsluit, 5 minute. Hoe laat is dit? Amper 2 uur. Prys die Here. Immanuel, God is met ons, Matteus 1:23. God is met jou. Jy's nie alleen nie. Jy's nie alleen nie. Partykeer bid ons oor sake en dan verstaan ons dat die Here irriteer my hierdie goed, maar God het jou in daai woestyn gesit. Hoe wil jy hê moet hy jou met meer vertrou as hy jou nie eens met die woestyn kan vertrou nie? Jou autoriteit kan alleenlik vloei as jou teenwoordigheid daar is. Markus 3 vers 14, sit dit vir my op die bord. Jesus kondig 12 disippels aan. Hulle moet saam wees, leer voor hy hulle uitstuur. Lukas 24:15 sê, Jesus loop saam met die disippels. Hulle het nie alleen geloop nie, hy was met hulle. Luister, hy was saam met hulle om die waarheid te openbaar. Teenwoordigheid bou vertroue, veiligheid en dit maak nuwe transformering in ander se lewe. Wees net teenwoordig, al is dit met 'n oproep. Sit jou posisie eenkant, gesag vloei vanuit jou teenwoordigheid, nie vanuit jou posisie nie. Ek wil dit weer sê. Gesag vloei
vanuit jou teenwoordigheid, nie vanuit jou posisie nie. Kom ons transformeer daai teenwoordigheid terug in jou binnekamer saam God. As jy in die binnekamer saam met hom is, het jy die teenwoordigheid van gesag. En jou teenwoordigheid, want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. En die teenwoordigheid wat ek gaan dra, gaan hom wees wat groter as die wêreld is. En sodra ek iewers teenwoordig is, sal dit gesag uitbeeld na buite. Maak dit sin wat pastoor probeer sê? Kerke en gesinne staar die volgende in die gesig. Die spanning wat leiers in die gesig staar is meer besig wees en meer afwesig wees. Dis die gevaar. Ek praat gisterand, ek ontmoet Stefan se oupa, oom Piet Kraus. Wat 'n awesome oom. 82 jaar oud. Ek dog hy's 55 toe ek hom sien. 82 is so groot oom. Ja, is 'n boer. Seker die beste skrynwerker wat ek in my lewe gesien het. En hy sit daar by my en hy was 'n onderwyser en daar sit manne in die 60 jaar oud, 62, 58. Hy het vir hulle almal skool gegee. Hy's 'n groot boer by ons. Ek het hom nooit geken nie. Ek het hom nooit gesien nie. Al die jare, ek bly al 30 jaar daar en hy bly die eerste plaas is voor die Henneman indraai. Wat awesome oom. En daar sit ons gisteraand daar by die braai van Stefan. En ons sit daar en hy praat en ek hoor hoe hierdie oom praat en hy sê vir my klomp goed wat my laat besef het ek het dinge gemis in my lewe iewers. Maar ek kon sien, hierdie oom het die Here geken, sy pa was die predikant gewees in baie dorpe, en sy pa het kerke geplant en gestig, en ek kan sien, maar die huis wat hy uitgekom het, sy fondasie was reg. Die oom het geweet waar om te gaan, wanneer hy probleme het, en wanneer hy nie het nie. Sy antwoord aan my was, hy sê, Boetie, ek weet nie eens of hy weet ek is 'n prediker nie, maar dit maak nie saak. Hy sê, Boetie, ek sê vandag vir jou, die beste antwoord is God in jou binnekamer. Hy en sy vrou is 62 jaar getroud. Hy kan elke liewe dingetjie van sy lewe amper onthou. Hy gaan vir jou tot dag en datum gee wat vir hom uitstaan. Hy sê, sien jy al hierdie manne wat 58 en 62 is? Hulle almal het deur hierdie hand se lat geloop. Dis hoekom hulle so gemanierd is vandag. Daar sit 'n paar manne en hulle praat so respekvol van hom. En ek sien 'n leierskap wat sê, sy antwoord aan my was, hy het nie eens geweet van hierdie woord wat ek bring nie. Hy sit gisteraan by my aan die tafel. Werner sit aan die ander kant. Hy sê, luister, teenwoordigheid is die belangrikste van alles. Dit slaat my. Sê Here, mag ek teenwoordig wees in hart, siel en gees in alles wat U vir my in my skoot plaas. Wat U vir my gee en vir my toevertrou. Die feit dat jy hier bo staan, ek gaan hierdie mense vat vanmôre. Dat ek sê nie dit is nie, luister. Dit mag dalk 'n woestyn wees. Maar as jy toegee wat God jou gegee het en hy gaan toepas, gaan hy vir jou iets groters gee. Wees geduldig en gehoorsaam aan God. Wie weet, dalk kom daar 'n nuwe Billy Graham uit hierdie voorsanggroep uit. Wie weet, dalk kom daar 'n nuwe, wat is daai ander ou, ek kan nie sy naam onthou nie, soos Annie Brand, prediker vir die Here in Amerika, dalk uit hierdie kerk uit ons tieners uit. Jy moet opstaan, leier, jy kan nie gaan lê nie. Die moderne kerk en huishouding is dit. Ons volg programme, ons wil baie meetings met mekaar hou, vir wat? Vir wat? Tyd mos. Ek bedoel dit nie lelik nie, ek wil hê julle moet mooi hoor wat pastoor gaan sê. Hoor gou wat ek gaan sê. Ons wil vergaderings hou oor allerhande tierlantynkies. Plaas ons hou vergadering oor die regte positiewe dinge. Dit wat saak maak. Dit wat groei bring. Praat ek waar? Ons wil meer met admin besig wees. Meer krisisse kom na vore. Meer verwagtinge word geskep onder mekaar. Dis nie wat ons moet doen nie. Dis nie wat ons moet doen nie. Jy's begeerlik teenwoordig, maar emosioneel afwesig, geestelik en verstandelik afwesig. Wat doen ons aan ons kerke van vandag en ons gesinne? Wat moet ons doen, pastoor? Ons moet God se aangesig soek. Ons moet na die woord toe terugdraai. Jy is veronderstel om jou Bybel Sondag kerk toe te bring en my te toets terwyl ek preek. Jy is veronderstel om Bybelstudie in jou huis te doen saam met jou man of jou vrou en jou kinders. Hier is die gevaar. Leiers en mense lei mense, maar tog is hulle afwesig hier binne. Leiers word distansiebestuurders genoem, plaas van skaapwagters.
Dis nie wat God soek nie. Betrokke wees beteken raak 'n bietjie rustiger. Luister sonder om alles te probeer regmaak. Vermy argumente en streef na oplossings. Die grootste fout in die kerk is, ons het meer argumente, meer twis, meer kan nie mekaar verdra nie. Ek sien nie die oplossing nie. Christus moet die oplossing wees. Waar Christus is eenheid. As Christus in jou hart is, dit sluit my in, en dit sluit julle in, moet ons mekaar kan verdra en lief hê. Vir mekaar daar wees. Johannes 10:14, ek het nou gesê, ek is amper klaar, maar ek is nou regtig. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en word deur my eie geken. As jy meer tyd met God bestee, sal jy meer tyd met geliefdes hê. As jy geestelik dood is, kan jy nie die teenwoordigheid gee nie. So wat moet ons doen om betrokke te wees in God se liggaam? Nommer 1, daag op. Sê bietjie daag op. Nommer 2, lei ander deur eers te luister. Moenie net kom praat nie. Lei deur eers te luister. Ek skuldig gewees. Lei deur eers te luister. En dan sê die Bybel, wees teenwoordig en nie afwesig nie. Jy kan 'n visie hê, maar teenwoordigheid spreek meer boekdele en waarhede as enige visie. Kom ons gee 'n hande klap vir die Here. Halleluja. Ek gaan afsluit met 'n gebed oor die woord, en dan gaan ek vir Eugene en Dionie vra om vir ons na vore te kom. Vader, dankie dat ek hierdie woord met die gemeente kon deel vanmôre. Dat ons nie afwesig sal wees nie, maar aanwesig in ons hart, in ons siel, in ons gees, in ons denke en alles. Dankie vir die woestyne in ons lewe, dat ons kan kom leer om soos U te wees. U was gelei deur die Gees van Vader. U was in 'n woestyn en U het die goud gebring, U het die molding gebring, die voorbeeld hoe om die duiwel te weerstaan. En laat ons hom sal weerstaan en leer om mekaar lief te hê en vir mekaar daar te wees. Mag die Heilige Gees die naprediker wees in Jesus naam. Amen.